Baie welkom dat julle weer eens ingeskakel het. Ek luister soveel verskillende goed op hierdie stadium as dit kom by preke. En een reeks wat ek nogal gevolg het spesifiek gegaan oor die boek Rut. En ek het net weer besef hoe van waarde die boek Rut is vir 'n mens in jou verhoudingslewe. Of jy nou 'n enkellopende persoon is, of jy 'n weduwee is, of 'n weewenaar is, of jy 'n jong mens is, of jy in 'n huwelik is, daar is soveel wat ons kan leer in die boek Rut. En ek hoop dat julle lees ook die Ou Testament, ek glo julle doen, en julle lees ook die boek Rut. So ek wil eintlik sê, hierdie Bybelstudie mag dit jou inspireer om weer na die boek Rut te gaan kyk. Ons lees vanaand Rut hoofstuk 2. Nou in hoofstuk 1 herinner ek julle daaraan, jy het Elimelech gehad. Elimelech, ek begin al meer dink, alhoewel hy 'n mooi naam gehad het, my God is koning, begin ek al meer dink, ek wonder hoe sterk was Elimelech se geloof, hoe goed het dit gegaan in sy geloofslewe. Ek moet vir julle sê, ek dink 'n bietjie meer van Naomi deesdae. As ek so kyk na Naomi en wie sy is en wat sy beteken het vir Rut, dan is ek redelik seker van Naomi as 'n gelowige. Sy lyk vir my na 'n baie sterk gelowige wat 'n invloed uitgeoefen het, alhoewel 'n mens sien ook by Naomi dat sy met tye oorweldig gevoel het, swaar gekry het na die dood van Elimelech en haar 2 seuns, maar haar voorbeeld het deurgedra, byvoorbeeld veral in die lewe van Rut. Nou kom ons lees saam in Rut hoofstuk 2, is Naomi en Rut is nou terug in Bethlehem, waar Elimelech en Naomi met hulle 2 seuns jare vroeër van weggetrek het. Nou is hulle terug in Bethlehem, en Rut en Naomi is brandarm hoor. Hulle kry baie swaar. Hulle is albei weduwees en hulle is dus die mees hulle is in die swakste denkbare posisie in daai gemeenskap. Weduwees sonder kinders wat vir hulle self moet sorg en dit is vir hulle maar baie bitter, dit is vir hulle baie moeilik. Ek wil net gou hier kyk of daar dalk nog mense is wat wag. Ek kan nie sien dat daar is nie. Hy sê nie vir my nie, ek net sien julle almal is toch hier, ja. Daar is hy. Goed, ons lees saam. En Naomi het 'n bloedverwant gehad van haar man se kant, 'n vermoënde man uit die geslag van Elimelech, wie se naam Boas was. En Rut, die Moabitiese, het vir Naomi gesê, laat ek toch die land ingaan en are optel agter die een in wie se oë ek genade sal vind. Toe antwoord sy haar, gaan my dogter. Daarop het sy heen gegaan en gekom en are opgetel op die land agter die snyers. En gelukkig kom sy op 'n stuk land af wat behoort aan Boas, uit die geslag van Elimelech. En Boas het juis van Bethlehem afgekom en aan die snyers gesê, mag die Here met julle wees. En hulle het hom geantwoord, mag die Here u seën. Daarop sê Boas aan sy dienaar die opsigter oor die snyers, van wie is hier die jong vrou? En die dienaar, die opsigter oor die snyers, antwoord en sê, dit is die jong Moabitiese vrou wat saam met Naomi uit die veld van Moab teruggekom het. En sy het gesê, kan ek maar are optel en insamel by die gerwe agter die snyers. Sy het toe gekom en gebly van môre af tot nou toe. Sy het maar min daar in haar huis gesit. Toe sê Boas vir Rut, luister toch my dogter, jy moenie op 'n ander land gaan are optel nie, en jy mag ook nie hiervandaan weggaan nie, maar jy moet jou by my diensmeisies aansluit. Met die oë op die land wat hulle afsny, moet jy agter hulle aanloop. Het ek die dienaars nie bevel gegee om jou nie aan te raak nie.
En as jy dors het, gaan dan na die kanne en drink van wat die dienaars skep. Toe val sy op haar aangesig en buig na die aarde toe en sê vir hom, waarom het ek genade in u oë gevind, dat u in my belangstel alhoewel ek 'n vreemdeling is? En Boas antwoord en sê vir haar, aan my is alles omstandig vertel wat jy aan jou skoonmoeder gedoen het na die dood van jou man, en dat jy jou vader en jou moeder en jou geboorteland verlaat het, en na 'n volk getrek het wat jy gister en eergister nie geken het nie. Mag die Here jou daad vergelde, en mag jou loon volkome wees van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Toe sê sy, so vind ek dan genade in u oë, my Heer, want u het my getroos en na die hart van die dienares gespreek, alhoewel ek nie soos een van die dienaresse is nie. En teen etenstyd het Boas vir haar gesê, kom hierheen en eet van die brood en steek jou stukkie in die asyn. Daarop gaan sy langs die snyers sit, en hy het haar gebraaide koring gegee, en sy het geëet en versadig geword en oorgehou. Toe sy weer opstaan om are op te tel, het Boas sy dienaars bevel gegee en gesê, sy mag ook tussen die gerwe optel, en julle mag haar nie beledig nie. En julle moet ook so nou en dan vir haar uit die bondels uittrek, en dit laat lê, dat sy dit kan optel, en julle mag haar nie keer nie. En sy het op die land opgetel tot die aand, en toe sy uitslaan wat sy opgetel het, was dit omtrent 'n eva gars. En sy het dit weggedra, en toe sy in die stad kom, sien haar skoonmoeder wat sy opgetel het. Ook dat sy uitgehaal en aan haar gegee, wat sy oorgehou het, nadat sy versadig was. Daarop vra haar skoonmoeder haar, waar het jy vandag opgetel, en waar het jy gewerk? Mag hy geseënd wees wat in jou belang gestel het. En sy vertel haar skoonmoeder by wie sy gewerk het, en sê, die naam van die man by wie ek vandag gewerk het, is Boas. En Naomi sê vir haar skoondogter, mag hy geseënd wees deur die Here, wat sy guns aan die lewende en die dode nie onttrek het nie. Verder sê Naomi vir haar, die man is ons nabestaande, hy is een van ons lossers. Toe sê Rut, die Moabitiese, hy het ook nog vir my gesê, jy mag, by my dienaars moet jy aansluit, totdat hulle klaar is met die hele oes wat aan my behoort. En daarop het Naomi haar skoondogter Rut geantwoord, dit is goed my dogter, dat jy met sy diensmeisie saam uitgaan, en aan jou geen kwaad op 'n ander land aangedoen word nie. So het sy dan by die diensmeisies van Boas aangesluit, om are op te tel, totdat hulle met die garsoes en die koringoes klaar was, en sy het by haar skoonmoeder gewoon. Ja, ek deel met julle die stuk, wat ons nog gaan kyk. Ek dink dit is daai enetjie. Ek wil net gou kyk of ek het nou net weer hier kyk, weet ek kan af. Ja, ek dink, daar sê, o ja, ek is so tussen die Bybelstudies, dankie dat julle my herinner. Ek het nou klaar gelees, maar ons kan nog steeds saam bid. Ek is so van die een Bybelstudie na die volgende Bybelstudie, dat ek een begin en 'n ander een afsluit, en dan soms waai dit by my uit. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons ook die voorreg het om saam te kan bid. Te kan bid oor die woord, en dat U ons help om die woord te verstaan. Dat ons die woord kan deel maak van ons lewe, ook ons verhoudingslewe. Ons bid daarom dat U sal gee, dat ons altyd U woord sal gebruik as die rigsnoer vir ons lewe.
Ons vra dit van U in U Seun se naam. Amen. Goed. Daar's baie mense in ons samelewing wat beskerming nodig het. Ek dink dat as 'n mens in 'n posisie is in die samelewing en in die gemeenskap, dat jy deel is van 'n netwerk van mense, dat jy getroud is, dat jy in 'n gesin is, dat jy in 'n familie is, dat jy in 'n kerk is, dan geniet jy in 'n sekere sin beskerming. Maar daar's baie mense wat uitgeworpenes is. Ons woon hier oorkant 'n park en ek onthou met tye in hierdie jaar het daar mense in die park geslaap en dit is mense wat haweloos is. Mense wat nie deel is meer van 'n netwerk van mense nie. Nou ek weet nie wat is die omstandighede waarom dit gebeur het dat hulle nie deel is van 'n netwerk meer nie, maar daardie mense is totaal en al blootgestel want daar is nie hierdie breër basis van ondersteuning nie. En so is daar sekere mense in 'n gemeenskap wat hulle in daai posisie bevind. Die weduwees en die weewenaars is eensame mense. Partykeer bly hulle kinders baie ver van hulle af. As hulle oud word, is daar 'n bepaalde kwesbaarheid. Weeskinders byvoorbeeld. En daarom kry jy ook dat in die Bybel gee die Here in die besonder aan hierdie kwesbare mense en hulle posisie gee hy aandag. Nou, ons moet onthou dat ons wat in 'n sterker posisie is, moet ook strewe dat daar moet geregtigheid wees in 'n gemeenskap. Onthou, waarheid en geregtigheid is dieselfde begrippe, dis dieselfde ding. En as die waarheid vir ons belangrik is, dan soek ons ook dit wat geregverdig is vir elke mens in die samelewing. Nou, Naomi en Rut was mense wat in so 'n posisie was. En daar kon maklik van hulle misbruik gemaak word. En 'n mens kom dit ook agter in hierdie hoofstuk, dat Naomi kom dadelik agter, dat Rut word beter behandel deur Boas. Want die normale behandeling wat Rut te wagte kon wees, is slegte behandeling. Sy kon geskel gewees het. Hulle sou nie met haar kos gedeel het nie. Hulle sou haar uitgedruk het. Hulle sou haar soos 'n vreemdeling laat voel het. Omdat sy ook 'n Moabiet was. Maar Boas is 'n regverdige man. Hy tree reg op. En die Bybel plaas 'n geweldige hoë premie hierop. Dat as ons in 'n sterk posisie is, dat ons reg optree teenoor ander mense. 'n baie ander goeie voorbeeld is in Genesis 38, is natuurlik Juda, wat nie reg optree teenoor Tamar nie. Tamar is in 'n baie swak posisie. Sy is 2 keer 'n weduwee deurdat Juda se seuns dood gegaan het. En dan kom Tamar agter, maar Juda wil nie die 3de seun aan haar gee as 'n man nie. Nou, en as 'n mens in gedagte hou dat Tamar was op daardie stadium miskien maar 'n meisie, 2 keer al 'n weduwee, van miskien 17 of 18 jaar oud, want sy sou getrou het, miskien op 15-jarige ouderdom in daardie tyd. So, en dan maak sy nou haar eie plan. En dis opvallend dat Juda sê, wanneer hy agterkom dat Tamar reg opgetree, dat hy sê, sy is meer regverdig as hy. Sy het meer in die waarheid gestaan as hy. En Juda wat later dan die een word uit wie se nageslag ons Here Jesus gebore gaan word, maar via die kind wat hy by Tamar verwek het, Peres, nee. Nou, hier is Rut nou, kinderloos, Naomi vir alle praktiese doeleindes, kinderloos, want haar seuns is dood. Sy het 'n Moabitiese skoondogter, en hoe lewe Rut? Rut kon haarself verkoop het, en op daardie manier probeer sorg het vir in hulle behoeftes, nee, maar sy doen nie. Rut van die harder pad, van sy gaan doen wat die Here bepaal het, moontlik is vir arme mense om vir hulle te sorg in daardie tyd, en dit was hulle kon in die oestyd agter die mense wat die oes insamel stap, en dan kon hulle die are wat val optel.
Rut kies daardie roete. So Rut spaar haarself. Rut is 'n gelowige, ons weet dit. Ons het dit reeds gesien in die vorige hoofstuk, toe sy vir Naomi gesê het, dat sy nie van Naomi al wil weggaan nie, want u God is my God. U volk is my volk, u God is my God. In ander woorde, sy sê, ek glo, en daarom gaan ek dit met my leefwyse wys. En as jy 'n weduwee is, as jy om watter rede enkel lopend geword het, byvoorbeeld dalk selfs weens sy egskeiding, dan gaan jy nie in 'n buiteegtelike verhouding nie, maar jy lewe soos 'n gelowige. In ander woorde, asof jy weer alleen is. En as jy alleen is, dan het jy nie 'n vrye verhouding met enige iemand, 'n vrye liggaamlike seksuele verhouding met enige iemand wat net verbykom nie. Nee, jy spaar jouself. Nou wat Rut doen, is Rut gaan skuil onder die vleuels van die Here. Sy soek haar beskerming in die Here. En dis 'n mooi beeld wat ons ook kry in Psalm 63. Sy plaas haar hoop in die Here. Die Here sal vir ons sorg. Ons sal op 'n manier aan die lewe bly. Onthou nou, sy en Naomi moes baie arm gewees het op daardie stadium, want net die heel armste van mense het gelewe van dit wat hulle opgetel het op die lande. En nou ja, so sy maak 'n bewuste geloofskeuse as 'n enkel lopende persoon, en daardie keuse wat sy maak is die korrekte keuse. Die res van die verloop van die boek Rut wys vir ons dat sy die regte besluit geneem deurdat sy by God gaan skuil het, deurdat sy vasgehou het aan dit wat hy vir haar sê, die beginsels wat hy vir haar in sy woord gee. Dit is wat dit beteken om te skuil by onder die vleuels van die Here, as dit ware onder die vlerke van die Here. Hoe doen jy dit? Jy hou by die beginsels wat hy vir jou gegee het. Jy luister na sy woord, jy gehoorsaam hom. So dit is 'n baie belangrike Bybelse voorbeeld, ook vir mense wat enkel lopend is. Veral ons verhoudings moet ons altyd skuil onder die vleuels van God. Of jy nou praat van die getroude of die ongetroude persoon, die weewenaar of die weduwee, die beginsel vir ons almal is dieselfde. So hierdie geskiedenis van Rut en Boas sal vir die meeste van ons, is dit nou eintlik al oorbekend. Dit gaan, jy weet, mense romantiseer ook die boek Rut. Jy sal baie keer kry in verskeie kommentare dat die liefde word baie sterk beklemtoon. Maar die beginsel van gehoorsaamheid is eintlik sterker. Ek sê nie dat daar was nie ook eventueel, en daar is nie ook aanduidings moontlik van liefde tussen Boas en Rut nie, byvoorbeeld daar waar hy vir haar van die gebraaide koring gee. Boas, om die waarheid te sê, na alle waarskynlikheid, was heel wat ouer gewees as die jong Rut wat ons hier ontmoet. Rut kon miskien hier rondom 30 gewees het, dalk nie eers so oud nie, dalk in haar 20er jare, as 'n mens aanvaar hoeveel tyd het verloop tussen al hierdie gebeure wat plaasgevind het, waarskynlik eerder in haar 20's. En hoe oud was Boas? Hy was miskien 'n man van 40 of selfs ouer. Maar dit gaan hier oor, die Here het bepaalde beginsels gegee waarin ons gehoorsaam moet wees, en nou moet hierdie twee mense daaraan gehoorsaam wees. En dan werk dit vir hulle uit. Die reël is, as jy nie luister na wat die Here sê nie, dan loop dinge in jou lewe skeef. Wie se skuld is dit? Dat die dinge in jou lewe skeef loop. Die dinge in jou lewe loop skeef want jy volg jou eie kop. Of jy tree op soos wat die wêreld optree. Jy volg die patroon wat almal in die wêreld volg. Dan gaan dit nie vir jou goed uitwerk nie, en dan kan jy nie later die Here daaroor verwyd nie. Goed, so in die eerste plek, ek dink die punt is dat ons vir alles altyd na die Here toe gaan en volgens sy
beginsels ons lewe inrig. Rut en Boas vind mekaar dus eintlik in die kerk, onder die vleuels van die Here. Hulle vind daarin iets gemeenskaplik. Geloof is vir hulle iets gemeenskaplik. Dit is die heel belangrikste dat mense mekaar hier vind en nie op enige ander plek nie. En nou sê ek nou maar sommer nie op die dansvloer nie. Baie keer die jong mense het ook 'n kultuur van kuierplekke ontwikkel en ek het natuurlik ander name wat krasser is vir hierdie kuierplekke. Kuierplekke laat dit nog eintlik beter klink. Maar ons almal weet dat jong mense gaan na hierdie kuierplekke toe, daar's gewoonlik heeltemal te veel drank daar, en uiteindelik dan ontmoet hulle mense daar. Hulle dink dis die plek waar 'n mens mekaar moet ontmoet. Maar 'n mens kan mekaar ontmoet by kerklike aktiwiteite. Ek dink jy het 'n beter kans om iemand te kry soos jy, wat glo soos jy, waar daar kerklike aktiwiteite is wat plaasvind. Nou, wat 'n mens vind by Rut in wese, is dat dit is waar sy en Boas aanklank vind met mekaar. Die wyse waarop Boas teenoor haar optree, is hy tree teenoor haar reg op, want hy is 'n gelowige man, en sy is self besig om reg op te tree, en Boas sê ook vir haar, hy het al gehoor van haar, hy weet van haar naam het haar vooruitgeloop, sy het 'n goeie naam, sy is miskien arm, en sy is miskien 'n Moabiet, maar haar goeie naam het haar vooruitgeloop, en daarom kyk Boas met ander oë na haar, en wat hy in haar sien is vir hom mooi en belangrik, en dit het hom baie sterk beïnvloed in dit wat hy vir sy dienaars sê, in hoe hulle teenoor haar moet optree. Haar naam was goed. So die feit dat sy die afgodsdiens gelos het, nie net gekies het vir Naomi nie, dit het nie vir haar so seer gegaan oor Naomi nie, maar Naomi was haar mentor. Naomi het 'n baie sterk positiewe geloofsvoorbeeld vir haar gestel. U volk is my volk, u God is my God, en op grond daarvan het sy 'n duidelike keuse gemaak teen Moab, teen die gode van Moab, en sy het agter Naomi aangegaan. Goed, so hierdie dinge het uiteindelik haar vooruitgeloop. En sy wou, ten spyte van alles, wou sy by al die swaar kry, en ek dink nie, 'n mens kan jou daai swaar kry, daai alleenheid, altyd voorstel wat sy en Naomi deurgegaan het nie. Sy het self nog gesit met die hartseer, die dood van haar skoonpa, die dood van haar man, die dood van haar swaar. Sy sit daarmee, sy moet dit nog verwerk, en nou moet sy elke dag ook stry om net liggaam en siel by mekaar te hou, en ons lees nooit van bitterheid by haar nie. Haar skoonma het bitter geraak, sy het nog gesit met dit ook, maar daar is 'n opgewektheid en blymoedigheid by Rut, en hierdie sterk geloof, wat maak dat sy sê, maar ek gaan hier doen wat reg is, en sy hou daarby. Sy het 'n baie mooi voorbeeld gestel, eintlik vir ander jong mense van haar tyd, en ek meen ook vir jong mense van ons eie tyd. Die dag as sy dan nou hierdie keuse maak vir hierdie volk, vir hierdie God, dan kom skuil sy onder die vleuels van die Here. Ek dink julle verstaan dit. Dit in 'n tyd toe baie van Israel eintlik ongevoelig was vir hulle godsdienst, en nie baie daarvan gedink het nie. Dit was die tyd van die rigters, ons het al daaroor gepraat. Het jy hierdie vrou, en sy wil hier wees, en sy is lief vir hierdie God van Israel, so sy was eintlik 'n vars bries, en moontlik was dit ook 'n rede waarom Boas haar raak gesien het. Natuurlik, Naomi is familie, en Boas het seker maar ook gehoor wat in die familiekringe vertel word oor
Naomi en haar skoondogter wat saam met haar teruggekeer het uit Moab uit. Nou is die groot vraag. Ons sou sê, as ons dit in 'n moderne idioom sou sê, sou mense sê wel, Rut het belydenis van geloof gedoen en toe is sy gedoop. Nou is die groot vraag op die ou einde van die dag, wel, gaan sy 'n praktiserende gelowige wees, en as sy swaar kry, gaan sy moed opgee, gaan sy haarself oorgee aan die wêreld, want dit werk so in die samelewing waar ons leef, wanneer mense vandag moet swaar kry, dan is daar iets van, hulle gee hulle self oor aan die wêreldse leefwyse, maar nie Rut nie. Sy steur haar nie aan ander wat aantreklik is nie, sy versorg haar skoonma, want daar's niemand anderste wat dit gaan doen nie. Uiteindelik sal die Here vir haar intree en vir haar 'n oplossing gee deur die lefiraatshuwelik. Die lefiraatshuwelik was 'n meganisme wat God bepaal het om seker te maak dat niemand se naam uitsterf nie, want die Messias moet gebore word uit Israel uit, en niemand het geweet uit watter spesifieke familiegroep uiteindelik het hulle geweet uit die stam Juda, maar niemand het geweet uit watter familiegroep uit die stam van Juda uit nie. En so die Here sou op hierdie manier voorsiening maak dat daar 'n oplossing is, ook vir Rut en vir Naomi. Maar sy moes binne die kerk bly, sy moes ook gehoorsaam wees. En dis dikwels op hierdie punt waar mense aan die Here ongehoorsaam raak. Hulle raak moedeloos, hulle dink hulle moedeloosheid is 'n goeie verskoning om hulle self maar oor te gee. Maar toewyding en gehoorsaamheid is die regte ding om te doen in 'n tyd van krisis. Om vas te hou by die Here, te gaan skuil onder sy vleuels, dit is wat toewyding en gehoorsaamheid is. Dan gaan jy na die Here toe en jy skuil uiteindelik by hom. Goed, so die boek Rut die boek Rigters aan die een kant beeld vir ons maar 'n baie negatiewe prentjie uit van wat in die samelewing aan die gang is. Aan die ander kant, die boek Rut wys vir ons, daar was ook mense wat nog steeds diep gelowig was en hulle geloof konkreet probeer uitleef het. Gewone mense, eenvoudige mense. En dit onderstreep ook die woorde van ons Here Jesus Christus, as hy sê, in die deel in Matteus hoofstuk 6, oor die sorge van die lewe, dan sê hy, soek allereers God se koninkryk en sy geregtigheid, die eise van sy wet, en dan kom ook die res. Hy sal sorg dat ons kan leef en dat ons kan aangaan. Maar soek eers die koninkryk en sy geregtigheid. Ek dink, en ek het 'n bietjie hieroor met my eie kerkraad ook al gepraat, ek dink ek het 'n besluit geneem na my laaste troue, dat ek gaan nie meer enige staatstroues doen nie. Ek gaan nie meer die papierwerk doen nie. Ek kan nie meer sien dat dit vir predikante moontlik gaan wees om dit met verantwoordelikheid te doen nie. Elke keer het die register tot so 'n mate nou al verander dat hulle inligting vra van mense wat ek eintlik dink hulle is besig om sensus te hou of om inligting in te samel vir SARS, en ek vertrou nie meer die gee van daardie inligting nie. Maar dit is nog die minste, die bakens word die hele tyd geskuif. En nou die laaste tyd praat hulle van 'n online registration. So maak die saak, en daai dokument is al gecompliseerd genoeg. Maak die saak wat ek ingevul het en ingee nie, daai mense moet altwee nog nadat ek by daai spesifieke kantoor was, ook daar verskyn, dan neem hulle van al hulle vingers weer vingerafdrukke en hulle verifieer as het ware die inligting wat ek gegee het. En die laaste tyd sê ek ook vir mense, kyk, ek sal jou trou en ek sal jou voor die Here trou, maar
die gedeelte wat ek altyd gedoen het as 'n kommissaris van Ede, as 'n huweliksbevestiger, ek gaan dit nie meer doen nie. Ek kan nie meer, ek sien nie meer my pad oop om die wetlike gedeelte te doen nie. Ek dink daar's baie risiko's aan my kant. Ek dink ons moet beginne om die kerklike troue en die staatstroue of die staatsgedeelte van mekaar te skei. Ek dink dat die belangrikste deel is dat 'n mens voor die Here trou en voor die Here trou leef. Ek dink dat uit die aard van die saak moet mense ook 'n staatstroue doen, maar ek dink die gemiddelde dominee gaan dit dalk baie moeilik kan doen in die toekoms. Maar hoe dit ook al sê, as 'n mens voor die Here trou, is jy gebind. En ons weet dat jy maak 'n belofte aan die Here en dit is die primêre. Ek wou iets meer daaroor hier ook net neergeskryf het. Ons lewe ook in die era van die venues. Maar daar gaan tog vir my ook ietsie verlore by al hierdie venues. En baie van hulle het 'n aparte kapelletjie of so. En ek verstaan dit ook, maar daar is vir my iets waardevol om te trou in die kerk. En ek het 1 of 2 keer al 'n huwelik gehad in die erediens. En dis wonderlik, daar's 'n formulier wat daarvoor gebruik kan word. En ek dink dat ons moet weer eens besef dat om met iemand te trou is 'n godsdienstige aangeleentheid. Dit is deel van die bou van die kerk. Dis hoe die Here sy kerk ook bou. Deur die mense wat hy bymekaar bring, wat hy in 'n spesifieke gemeente bring, deur die kinders wat hulle het. En dit is wat jy ook hier sien in die geskiedenis van Rut en Boas. Dat die Here is hier besig om sy kerk te bou. Hy is besig met sy plan. En hy lei mense na mekaar toe. En ja, of ons moet praat van liefde, wat baie sterk na vore kom en wat baie duidelik is dat hierdie mense was toegewy aan God. Hulle wou God dien, al was daar baie dinge wat 'n mens sou sê hierdie huwelik uitsonderlik maak, maar die Here het hierdie mense na mekaar toe gebring. So ek dink dis die primêre, dis waar die fokus moet wees. Dis die belangrike. En ek dink dat ons moet weer 'n keer beginne kyk dat die seremonie ook moet weer baie sterker gekoppel word aan die kerk. En ek dink ons moet beginne dink oor 'n skeiding met die staat. Die staat vertrou ek net nie meer oor die inligting. Kom ek gee 'n voorbeeld. Deesdae op hierdie nuwe register wat ons nou die laaste tyd met invul, moet ek byvoorbeeld, buiten dat ek sê waar mense gebore is, wat 'n dorp, moet ek byvoorbeeld sê, wat is die hoogste kwalifikasie wat hulle behaal het? Moet ek byvoorbeeld ook sê, wat is die werk wat hulle huidiglik doen? Nou wat het dit te maak met die feit dat hierdie 2 mense met mekaar trou? Dis of vir statistiese doeleindes, en natuurlik wil hulle presies weet waar hierdie mense nou bly in die toekoms, met adresbewyse, en dit was nooit verpligtend byvoorbeeld om te sê, hoe is hierdie mense met mekaar getroud nie, binne gemeenskap van goedere, buite gemeenskap van goedere, of met aanwasbedeling nie. Deesdae word dit vereis, dat jy moet die dokument insluit, wat sê, gewoonlik opgestel deur 'n prokureur, wat sê, hoe is hulle getroud? En nou ja, wat is die belang van die staat daarby? Dis 'n ooreenkoms tussen 2 mense. Ek kan jou sê wie belang daarby het, waarskynlik SARS. So, wat word met die inligting gemaak? Predikante word quasi staatsamptenare gemaak wat inligting begin insamel vir die staat, wat die staat wat doen met die inligting. Ek dink op die ou einde wat mense gaan sê vir die amptenaar van buitelandse sake, of van binnelandse sake, wat die huwelik dan nou wetlik die papierwerk gaan doen, dit is 'n ander aangeleentheid. En ek dink 'n mens moet daar vir hulle vra, wat wil julle met hierdie inligting doen? Maar
terug na die punt toe. Vir ons as gelowiges is dit 'n verbintenis voor die Here in die kerk. Dis deel van ons kerk wees, van gelowige wees, van gehoorsaam wees aan die Here, soos wat 'n mens dit dan ook hier sien in die boek Rut. Dit is wat eintlik hierdie twee mense by na mekaar toe gebring het. Dit is waar die lewe is. Dit is in ons geloof. Die kerk is beslis die plek waar ek onder die vleuels van God kan skuil. Die kerk is waar ons saam kan werk, ons saam kan uitleef in diens van die Here. As dit met die kerk verkeerd loop, dan verbrokkel ook die fundament onder die huwelik in die huis en in alle ander verhoudings. So die oomblik as mense se verhouding met God skeef loop, dan verbrokkel al hierdie ander verhoudings. So dis baie belangrik dat ons onsself vestig in die kerk. Ook voor 'n huweliksverhouding. En nou raak dit al moeiliker deesdae en mense raak al meer krapperig en ongemaklik wanneer die dominee vra, julle wil nou trou en julle wil hê dominee moet julle trou, maar wat is julle planne? Hoe gaan julle na die huwelik leef? En in die verlede sou die meeste predikante mense nie getrou het as hulle nie in dieselfde kerk is. Of daar is 'n baie goeie aanduiding dat hulle gaan in een kerk wees nie. En dominees het baie keer briewe geskryf en van daardie kerk gesê waar hulle self gaan vestig. Ek het hierdie mense in die huwelik bevestig, dat daardie kerkraad ook weet, hierdie mense is nou getroud, en hulle kom na julle toe, en dan kan daar attestate aangevra word. Nou hierdie dinge het met tyd vervaag en verdwyn, en skynbaar dink mense net, dit gaan oor die mooi seremonie, dit gaan oor die wetlike aspekte rondom die huwelik, en hulle verloor hierdie gedeelte, waar die boek Rut ons aandag op vestig. Dit is 'n verhouding tussen twee mense wat God by mekaar gebring het, ook met die doel dat hulle onder sy vleuels moet kom skuil, dat hulle moet in sy kerk diensbaar wees, dat hulle moet deel wees van sy kerk, en daarom word die huwelik voor God ook in die kerk bevestig. So ek dink daar is 'n saak daarvoor uit te maak, dat ons moet gaan kyk, wat ons verloor op hierdie stadium, ook in Suid-Afrika, en hoe ons werk. En ek dink predikante moet een of ander tyd vir hulle self sê, hulle sal hier 'n besluit moet neem. Ek het 'n besluit geneem, ek het vir myself gesê, ek kan nie sien dat ek verder op hierdie roete kan gaan nie. Die bakens bly skuif, ek moet inligting instuur, en in elk geval kom hulle nou met online verification. So ek kan eintlik niemand trou wat nie kan uitkom by die kantoor waar ek die dokumentasie ingee. In my geval is dit dan op Heilbron nie. Soos daai mense nie dieselfde dag daar kan uitkom, as die kantoor oop is, en jy moet daai dokumente binne 3 of 4 dae moet jy dit nog ook ingee na die huwelik. En baie keer is daai kantoor vir 3 weke gesluit. So die staat werk baie vreemd met huwelike deesdae, en ons sê dit ook vir mekaar op kerklike vergaderings. Ons moet terugkom by 'n punt dat ons sê, God se woord gee vir ons bepaalde bepalings, en ons gaan dit gehoorsaam, ons gaan huwelike bevestig, dit gaan kerklike huwelike wees, mense kan dalk voor die tyd 'n wettige huwelik gaan sluit, en dan op 'n later stadium is daar die seremonie, of op dieselfde dag, of 'n dag later, of 'n dag vroeër eerder die kerklike huwelik. Dit sal ek nog 'n bietjie oor dink, wat sou die beste wees, maar ek dink dat ons beweeg al meer in hierdie rigting. Vir ons as gelowiges uit die aard van die saak, is die belangrike ene, daardie verbintenis wat ons teenoor mekaar verklaar voor die Here. Dit is wat jy sien hier aan die gang is, tussen Rut en Boas. Hulle speel hulle rol in die groter plan wat God het, en wat deel van hierdie groter plan van God is sy kerk. En
En hierdie twee mense gaan 'n baie belangrike rol daarin speel. En dit begin alles by hulle gehoorsaamheid en hulle gewilligheid om aan God en sy woord gehoorsaam te wees. Beide Rut en Boas. Boas wat kan losser wees, daar was 'n ander persoon wat ook die losser kon wees, maar hierdie persoon het 'n mens nie 'n baie positiewe beeld van nie. Ons sal bietjie later weer na hom kyk. Vir hom het dit gaan oor die grond. Hy was gewillig om die grond te koop, want dan kan hy by sy bestaande besit byvoeg, maar hy het nie kans gesien vir Rut nie. Hy kon nie verby 'n klomp dinge kyk ten opsigte van Rut nie, en hy het nie rede gehad nie. Rut was eerbaar, Rut het nie losse sedes gehad nie, wat teen Rut moes getel het, moes doeteenvoudig die feit gewees het dat sy 'n Moabiet was. En in hierdie losser, hierdie ander losser se kop, kon hy net nie by die punt kom dat hy kon dink dat iemand wat ook van Moab kom, kan byvoorbeeld ook 'n gelowige wees nie. Nou as jy gaan kyk na die vroue in die geslagsregister van ons Here Jesus Christus in Matteus hoofstuk 1, dan is dit nie noodwendig uitstaande goeie vrouens nie. Daar is byvoorbeeld Tamar, van wie ons net nou gepraat het, wat haar self soos 'n prostituut moes vermom in Genesis 38, omdat Juda 'n kind by haar moet verwek. Daar is Rut wat 'n Moabiet was, en dan is daar byvoorbeeld Batseba, wat in daardie geslagsregister die vrou van Uria genoem word, juis om te beklemtoon wat Dawid daar gedoen het en van waar af sy kom. So, die Here maak ons wat ons is. Sy genade verander ons, sy genade maak ons waardig. Ons is nie waardig in onsself nie, so hierdie losser wat skynbaar gedink het dat Rut is nie goed genoeg vir hom nie, het eintlik homself 'n geweldige onguns aangedoen, en dit tel in Boas se guns. En dit is wonderlik dat Boas deel is van die geslagsregister van ons Here Jesus Christus, en dan boonop op 'n baie eerbare wyse, deurdat hy so mooi en eerbaar en korrek teenoor haar opgetree het. Ja, so, huwelike is belangrik. God gebruik dit ook in sy kerk. Hy bou ook sy kerk deur huwelike en deur gehoorsaamheid van mense binne hierdie verhoudings. Ja, ek hoop julle het iets geleer hieruit, en ek wil vir julle geleentheid gee om ook iets te sê of iets te vra as julle die geleentheid wil gebruik. Julle kan ook van die chat funksie daarbo gebruik maak as julle sou wou. Goed, baie dankie dat julle ingeskakel het. Ek hoop julle bly warm. Môreoggend gaan ons dan verder met die bergpredikasie. Ons begin spesifiek met daardie gedeelte waar die Here Jesus die 10 gebooie behandel en vir ons wys hoe dat ons die 10 gebooie moet verstaan. So dit môreoggend om 9:30 as die Here wil. Ek sluit vir ons af met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, help ons om in hierdie wêreld baie duidelik te wys dat ons is deel van die kerk en dat dit is vir ons heel eerste belangrik om mekaar te vind onder u vleuels in die kerk, die kerklike aktiwiteite, dat dit ook vir die enkellopende mense in ons gemeentes so sal wees dat ons heilig en onberispelik sal lewe, totdat u ons weer bring in 'n verhouding met 'n ander gelowige, en dat ons sal hou by die beginsel dat huwelike tussen gelowiges gesluit moet word. En dat ons nie die huwelik op 'n manier sal probeer misbruik om te dink dat ons daardeur evangelisasie kan doen en mense tot bekering kan bring op daardie wyse nie, maar dat ons voor die tyd gelowiges moet wees, opregte deurleefde gelowiges. Gee vir ons enkellopende mense, vir ons jong mense, vir die van ons vir wie u dit so beskik,
Gee vir ons gelowige maats wat ons kan help om diensbaar te wees in u kerk. Gee ook dat ons in ons verhouding met die owerheid mooi sal besin oor die pad vorentoe en hoe dat ons ook die heiligheid van die huwelik moet beskerm en dat ons nie moet toelaat dat die huwelik en die mooi seremonie op enige wyse verder misbruik word nie. Ons bid ons gebed in die naam van die Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ja, julle, baie mooi en 'n geseënde aand vir julle almal